Ons ken almal die Bybelse verhaal van Dawid en Goliat. En hoe Dawid toe uiteindelik vir Goliat verslaan het. Die hele ding, so vertel 1 Samuel 17, het so begin. Ons lees in vers 3 en 4, hoe die Israeliete en die Filistyne se leer so aan die weerskante van daai smal vallei teenoor mekaar opgestel was, kom daartoe uit die laar van die Filistyne 'n baasvegter uit. Sy naam was Goliat, 'n reus van 'n mens. Hy was 3 meter lank, kan jy jou dit voorstel? 3 meter. Hy het 'n bronshelm op sy kop gehad en 'n harnas met skubbe om sy lyf te beskerm. En die gewig van daai harnas, so sê die Bybel, was 57 kilogram. Verder was daar bronsskerms voor sy bene en het hy 'n groot bronsswaard by hom gehad en verder ook het hy 'n reuse spies saamgedra. Die steel van die spies was so dik soos die wewersbalk van 'n weefstoel. En die ysterlem vooraan die spies alleen het 7 kilogram geweeg. Nou vertel 1 Samuel 17 hoe hierdie reus van 'n mens met al sy wapens en sy gevegsklere so vermakerig na die Israeliete soldate toe gestap het en hulle dan getart het. Ons lees in vers 8 hoe hy uitdagend daar voor hulle gaan staan en vir hulle sê: "Waarom het julle uitgekom om gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om uit te kom. En as hy teen my veg en my verslaan, dan sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk." En so hou Goliat aan. "Ek staan die linies van Israel al heel dag en verklein neer. Gee my tog iemand dat ons teen mekaar kan veg." En al wat ons van die Israeliete hoor is, toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het hulle geskrik en bang geword. En so het Goliat 40 dae lank, vroeg in die môre en ook teen die aand nader gekom en reg oor die Israeliete gaan staan en hulle getart. Intussen het Isaï, dis nou Dawid se pa, vir Dawid geroep en hom gestuur om kos vir sy broers te vat, wat in Saul se leer diens gedoen het. En so het Dawid toe die môre vroeg opgestaan en gegaan soos Isaï hom beveel het. En toe Dawid daar aankom waar die leers van die Israeliete en die Filistyne teenoor mekaar staan en hulle gereed maak om mekaar te pak, toe kom die baasvegter Goliat juis weer uit. En hy staan daar en hy tar die Israeliete van voor af. Dawid hoor dit toe en hy sien hoe die Israeliete voor Goliat op die vlug slaan. En een van die Israeliete sê toe: "Julle sien hierdie man wat vorentoe kom. Hy kom net om Israel te verkleineer. Die man wat hom verslaan, die koning sal daardie man baie ryk maak en sy dogter aan hom gee, en die man se familie sal in Israel van alle verpligtinge vrygestel wees." Dawid het toe gesê: "Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn nogal, dat hy die linies van die lewende God verkleineer?" Uiteindelik die manskappe vir Saul gaan vertel wat Dawid gesê het, en Saul het hom toe geroep. Hoe sê Dawid vir Saul: "'n Mens moenie oor hom moedeloos word nie. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg." Kan jy dink? Die jong Dawid, soveel kleiner as Goliat, en hy sien kans vir hierdie reus. Die volgende keer vertel ek verder.